As jy jou Bybel saamgebring het in hierdie mooi atmosfeer, wil ek hê jy moet dit vir my oopmaak daar in Kolossense 1. Kolossense 1 vanaf vers 9. Kolossense 1 vanaf vers 9. Ag, as jy tyd het in jou Bybelstudie en jou stilte tyd hierdie week, gaan lees Kolossense. Dit is sommer net so 2-3 blaaie, dit is seker een van die kortste boeke in die Bybel. Gaan lees dit, is regtig 'n baie mooi boek. Ons lees dit min en ons spreek min daaruit, maar regtig die boek. En ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat in Kolossense 1 vanaf vers 9. Nou, ek wil vanmôre iets sê en hoor my hart, ek wil jou nie vanmôre beïndruk nie. Ek wil jou vanmôre beïnvloed. Kan ek dit weer sê? Ek wil jou nie vanmôre beïndruk nie. Ek dink daar's baie predikers wat vanmôre 'n baie beter werk kan doen en wat baie beter kan preek. Maar ek wil jou vanmôre bietjie beïnvloed. En mag jy wanneer jy huis toe gaan sê, "Sjoe, ek is beïnvloed om beter te wees. Ek is beïnvloed om iets te doen wat my tema vanmôre is om Jesus te behaag." Nou, ek weet nie van jou nie. Dis my begeerte, dis een van my nuwejaarsvoorneminge om in hierdie jaar 2026 Jesus te behaag in dit wat ek doen. En mag dit vanmôre aansteeklik wees. En mag jy vanmôre ook die behoefte, kan ek 'n simpel woord gebruik, mag jy vanmôre die lus kry om Jesus te behaag. Nou, ons leef in 'n wêreld waar ons doen wat ons doen om ander mense te behaag. Kom aan. Ek eet Sondag my papoen om Ilse te behaag. Ek hou nie van pampoen nie, maar ek eet dit want dit maak haar gelukkig. Daar's 'n spreekwoord en ek wil dit graag vir jou lees. Hy sê, ons doen goed waarvan ons nie hou nie. Kan ek gou 'n hand sien? Kom aan. Ons doen goed waarvan ons nie hou nie, vir mense wat ons nie ken nie, waarvan ons nie hou nie, om hulle te beïndruk sodat hulle dalk net eendag van ons kan hou. Die vraag het by my opgekom, wie probeer jy beïndruk? Probeer ek vanmôre jou beïndruk? Probeer ek my familie beïndruk? Probeer ek dit wat ek doen, probeer ek mense beïndruk? Of probeer ek in alles wat ek doen om Jesus te behaag? Ek en jy's nie geroep om mense gelukkig te hou nie. Sjoe, wat 'n verligting. As jy mense wil gelukkig hou, kry vir jou 'n roomys karretjie en gaan koop roomys. Ek en jy's nie geroep om mense te beïndruk, om mense te behaag nie, maar in alles wat ons doen, moet ons Jesus eerste stel en hom behaag. Dit is tog wat Jesus gedoen het. Johannes 8:27 sê, Jesus is aan die woord, hy sê, omdat ek altyd doen wat die Vader behaag. Dit was die geheim van Jesus se lewe, dat hy alles wat hy gedoen het op aarde, het hy gedoen sodat die Vader deur sy optrede, deur sy woorde, deur sy dade behaag kan word. En Jesus is tog ons voorbeeld. As Jesus doen wat die Vader behaag, moet ek en jy op 'n plek kom wat ons doen wat Jesus behaag, sodat die Vader behaag kan word. Onthou jy Matteus 3 vanaf vers 17. Toe Jesus uit die doopwater uit opkom, het daar 'n duif op Jesus gesak en die hemel het oopgegaan en daar was 'n stem wat gesê het, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Die woordjie welbehaag kom van die stamwoord behaag, want Jesus het God sy Vader behaag en die hemel gaan oop en sê, hierdie is my geliefde seun oor wie ek welbehaag het. Ek sien Debbie het so glimlag. Ek dink die Vader het oor sy seun geglimlag om te kan sê, ek het 'n welbehaag, want my seun, my kind, my dogter, doen wat my behaag. En mag die Here oor jou glimlag hierdie jaar. Mag die Here oor jou glimlag en te sê, so hierdie is my kind oor wie ek 'n welbehaag het. Die vraag in alles is, wie moet ek en jy beïndruk? Wie moet ek en jy probeer behaag? Want alles wat ons doen, moet ons doen om die Vader te behaag, om die Vader se wil te doen en nie wat vir mense gemaklik is. Ons fokus moet net soos Jesus wees om alles te doen wat die Vader behaag. Nou wat beteken behaag?
Behaag beteken om iemand plesier te gee. Sjoe. Kom ons stop gou daar. Wanneer laas het jou lewe die Vader plesier gegee? Behaag beteken om iemand se goedkeuring te kry. Sjoe. Kan ek gou weer vra? Wanneer het jou lewe goedkeuring gekry by God die Vader? Behaag beteken om vreugde en tevredenheid in 'n Vader se hart te bring. Kan ek jou weer vra? Wanneer het jou lewe vreugde en tevredenheid in jou Vader se hart gebring? Met ander woorde, om God bly te maak, om aanvaarbaar vir God te wees, om in ooreenstemming met God se wil en sy woord te lewe. Eenvoudig gesê, behaag beteken sodat my lewe, alles wat ek het, die Here Jesus sal laat glimlag. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor om die Here te behaag. Want wanneer ek terugkyk na my lewe, selfs net die week wat verby is daar baie dinge en baie plekke waar my lewe nie so behaaglik voor God was nie. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Daar's 'n paar voorbeelde in die Bybel wat ek gou met jou wil gou sê, wat mense wat die Here behaag het. Ek lees daar in Genesis 5:24, daar was 'n man met die naam van Henog. Ons hoor baie min van Henog. Maar die Bybel sê, dat Henog het God so behaag, dat die Here saam met hom gewandel het. Ek lees van 'n man, daar in Genesis 6 vanaf vers 8, sy naam was Noag. Hy het God so behaag, dat toe die reën geval het, het God gesê, omdat jou lewe my behaag, gaan ek jou en jou familie se lewe red. Kan jy sien, dit is nogal voordelig om die Here te behaag. Ek lees daar in Genesis 15 vanaf vers 6, hy praat van Abraham. Hy sê, Abraham was 'n man met groot geloof. Hy het die Here behaag, en omdat hy die Here behaag het, word hy die vader van die nasies, die vader van die geloof genoem, en kry hy geregtigheid by God die Vader. En wil ek vanmôre vir jou sê, dis die moeite werd om so te leef, dat jou lewe God behaag. Ek lees van nou Dawid, Handelinge 13:28 sê, hy het God so behaag, dat God gesê het, ek noem hom 'n man na my hart. En wanneer jy 'n man na God se hart is, dan maak dit nie saak wat na jou kant toe kom nie, omdat jou lewe God behaag, sal God met jou wees. En daarom het ek 'n behoefte, het ek 'n begeerte, het ek 'n lus, dat my lewe God moet behaag. Ek lees iets mooi, Paulus is aan die woord, 2 Korintiërs 5 vanaf vers 9, hy sê, daarom lê ons ook met ywerigheid, so ek hou van hierdie woord, hy sê, daarom lê ons ook met ywerigheid die dag toe, of ons inwoon, of ons uitwoon, om hom in alles welbehaaglik te wees. Paulus sê, maak nie saak wat ek doen nie, maak nie saak wie ek is nie, waar ek bly nie, in alles wat ek doen, wil ek die Here behaag met my lewe. En dan gaan hy aan, hy sê, hoekom moet ek die Here behaag? Hy sê, want ons gaan almal voor die regstoel van Christus verskyn, sodat elkeen die loon ontvang wat deur ons liggaam verrig is, volgens wat ons gedoen het, of dit goed is en of dit sleg is, maak nie saak nie, ons gaan ons loon ontvang, en wanneer my lewe behaaglik voor God is, gaan dit net baie lekkerder wees. Weet jy van jou nie? Ek wil krone dra. Ek wil eendag as ek in die hemel kom, moet die Here Jesus oor my glimlag en sê, goed so goeie en getroue dienaar, kom in, jou krone is gereed. Maar dan moet ek op 'n plek kom, waar ek die Here behaag in alles wat ek doen. Is dit moontlik? Verseker is dit nie maklik nie, maar is moontlik om te sê, Here, ek gaan probeer hierdie jaar, om U in alles te behaag. Die vraag, wat jy natuurlik vanmôre vra is, wat moet ek doen? Hoe moet ek dit doen om die Here te behaag? En ek wil hê ek en jy moet gou die skrifvers lees. Kolossense hoofstuk 1, so vanaf vers 9. Paulus, apostel van Jesus Christus, hy is aan die woord, hy sê in vers 9, hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af, dat ons het gehoor het om vir julle te bid. Nou wat gebeur hier so? Paulus hoor dat dit eintlik goed gaan met die Kolossense gemeente. Hy sê, vandat ek dit gehoor het, hou ek nie op om vir julle te bid nie. Hy sê verder,
en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Vers 10. Sodat julle waardelig voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in elke kennis van God mag opgroei. Vers 11. En met die krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid en met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. My teksvers, vers 10. Sodat julle waardelig voor die Here mag wandel om hom, sê saam met my, in alles te behaag, sodat ons hom in alles sal behaag. O Paulus is ernstig. Hy sê, Here, ek bid vir hierdie Kolossense gemeente. Ek bid vir die apostels wat hier besig is, sodat hulle in alles wat hulle doen, die Here Jesus sal behaag. Nou, wees gaan met my eerlik. Hierdie 4 versies wat ek gelees het, vir wie was dit nou Grieks? Kom aan. Maar as jy hierdie versies so bietjie uitmekaar gaan trek, dan bespreek dit die 6 dinge wat Paulus vir die gemeente vra om te doen, sodat hulle God kan behaag. En ek wil hê jy moet gou 'n pen of 'n highlighter kry. As jy nie een het nie, leen gou een. En as ons hierdie 6 woordjies hoor, dan onderstreep jy dit en in die week en in die maande wat kom, dan wil ek hê jy moet so kort terugblaai, dan gaan kyk jy net, hoe lyk jou lewe en hoe is jy besig om die Here te behaag. As jy nie 'n pen het nie, moenie jou hand opsteek nie, ek kan nou niks vir jou doen nie. Is ons reg? Nommer 1. Hoe kan ek en jy die Here behaag? Nommer 1. Om die kennis van God se wil te kry. Sjoe. Dis eenvoudig soos dit. Om die kennis van God se wil te kry. Hoor gou wat sê Paulus. Hy sê, en om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van God se wil. Wanneer ek en jy kennis het van God se wil, weet jy wat gebeur? Die Here is besig om oor ons te glimlag. Maar ek wil vanmôre so 'n bietjie verder gaan. Dit help nie net jy die kennis van God se wil en jy doen dit nie. Dit gaan so 'n bietjie verder. Ou Paulus skryf hier, hy sê om die kennis van God se wil te kry, en wanneer jy die kennis van God se wil in jou lewe het, dan moet jy God se wil in jou lewe doen. En wanneer jy die wil van die Here in jou lewe aktiveer en wanneer jy die wil van God in jou lewe doen, weet jy wat gebeur? Jy's besig om God met jou lewe te behaag. Romeine 12 vers 1 skryf so mooi, hy sê, dat julle, hy praat van my en jou, hy sê dat julle liggame stel as hulle lewendige, heilige en aan God welgevalle offer, vers 2, sodat julle kan beproef wat die goeie, wat die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Ek wil vanmôre gou hier stop. Die wil van God is goed vir jou lewe. Die wil van God is welgevallig vir jou lewe. Die wil van God is volmaak vir jou lewe. En wanneer jy die volmaaktheid en die goedgevalligheid van God in jou lewe wil hê en jy's besig om die wil van God in jou lewe te doen, dan behaag jy die Here in alles wat jy doen. Ek weet nie van jou nie. Ek sukkel nogal so baie keer bietjie, want ek het 'n eie ekkie binne my, daardie sterk ek wat sê, Here, ek weet wat die wil van die Vader is, maar Here, net nie nou nie. Here, ek kan dit nie nou doen. Here, gee my nog net so bietjie grasie. Of Here, ek verstaan nie lekker nie. Maar wanneer jy die Here wil behaag in jou lewe, moet jy die wil van God in jou lewe akkommodeer. Efesiërs 1 vers 1 skryf so mooi, hy sê, wat alles werk volgens die raad en die wil van God. Alles, sê gou saam met my, alles. Alles werk volgens die raad en die wil van God. En as ek en jy baie vinniger in ons lewe onder die wil van God in ons lewe kom, hoor gou mooi, gaan jy jouself baie hartseer spaar. En daarom in alles wat jy doen, moet jy eers bid, Here, nie my wil nie, maar U wil. Jesus leer sy disippels,
daar in Matteus, hy sê, wanneer julle bid, dan moet julle bid, Here, laat u wil geskied. Nie baie lank daarna nie, Lukas 22 sit Jesus in Getsemane en hy bid en hy sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Hoor gou, partykeer is die Here se wil 'n swaar beker om te drink. Wie weet waarvan ek praat? Hy sê, Here, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Weet jy hoekom doen Jesus dit? Sodat sy disippels kan sien dat selfs Jesus, die Seun van God, binne in sy Vader se wil moet wees, hoeveel te meer ek en jy. Sien, die Here is nie bekommerd oor jou gemaklikheid nie. Hy wil jou net binne in sy wil hê. En terwyl ek voorberei, sê ek, Here, help my. En ek is seker, is mense vanmôre ook wat wil sê, Here, ek wil u wil doen. Hallo? Maar hoe doen ek dit? Spandeer tyd met God se woord. Ek lees Psalm 119. Hy sê, u woord is 'n lig op my voet en is 'n lamp vir my pad. En hoe meer tyd ek met die Bybel spandeer, hoe duideliker ook word God se wil vir my lewe. Die tweede plek, hoe kan ek God se wil doen? Deur gebed. Spreuke 3 vanaf vers 5 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou pad gelyk maak. Hoe ken jy hom? Jy bid, jy sê, Here, hierdie is my planne, maar wat is God se wil in my lewe? Partykeer lyk iets so verskriklik mooi. Here, dit moet van U af wees. En dan sê die Here, nee, partykeer lyk iets verskriklik ongemaklik en dit kan nie uitwerk nie. En dan sê die Here, hier is my wil. Hoekom? Want ek het iets geleer, dat die beker van God se wil kan partykeer bitter wees. Maar ek drink, hoor my hart, ek drink eerder die bitter beker en ek is binne in God se wil en die wonderwerke sal volg as wat ek die soet wyn in die beker drink en ek is buite God se wil. In die derde plek, hoe ken ek God se wil? Deur die inwerking van die Heilige Gees. Romeine 8 vanaf vers 14 sê, die wat deur die Gees gelei word, is kinders van God. Bid, Bybel lees, die werking van die Heilige Gees, en jy begin die stem van die Here hoor, en voor jy weet, is jy besig om die kennis van God se wil te kry, jy is besig om dit deel van jou lewe te maak, en weet jy wat gebeur in die hemel? Jy behaag die Here. Nommer 2, hoe kan ek en jy die Here behaag? Deur wysheid en geestelike insig te kan kry. Nou, hoor gou wat sê Paulus, hy sê nadat hy gebid het vir hulle, hy sê, dat julle in alle wysheid en in geestelike insig sal groei. Met ander woorde, hy praat nie van Google nie, hy praat nie van wat jy in 'n boek kan lees nie, hy praat nie van wat jy by die universiteit kan lees, of wat AI vir jou kan gee nie, hy praat nie van wysheid wat die wêreld gee nie, hy sê ek bid vir die gemeente, sodat hulle goddelike wysheid kan kry. Ek weet nie van jou nie, die wêreld kort nie meer boeke nie, die wêreld kort nie meer internet nie, die wêreld kort nie meer inligting nie, ons kort wysheid wat van God gestuur is, ons kort goddelike wysheid, sodat ek en jy in 'n uur en in 'n tyd soos hierdie kan doen wat God van my en jou verwag. Dan gaan hy verder, hy sê, sodat jy geestelike insig kan kry. Dit praat nie net van insig, van allerlei goed wat hier buite is nie. Hy praat van 'n geestelike insig van wat aan die gang is. Jy weet, kennis sê dat ek weet van iets. Ek het kennis van 'n kar, of ek het kennis van iets, maar dit gaan verder. Wysheid sê dat ek weet hoe om hierdie kennis wat ek het, toe te pas in 'n wêreld, en jy kan dit nie doen as jy nie geestelike insig van God se dinge het nie. En daarom bid ou Paulus, hy sê, Here, mag U wil in ons lewens net groter en groter word. Maar Here, gee ons wysheid. En gee ons geestelike insig van wat aangaan, sodat ons kan verstaan. Wie verstaan nie? Kom aan. Daar's baie dinge wat ek nie verstaan nie. Nou wat is wysheid? Wysheid kom van daardie Griekse woord Sophia af. Dit is die vermoë om God se waarheid reg te verstaan. Weet jy van jou nie? Die waarheid wat in God se woord is, om dit reg te verstaan. Spreuke 9 vanaf vers 10 sê, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. En daarom moet jy op 'n plek kom en sê, Here, nie mense wysheid nie, nie boeke wysheid nie. Ek soek goddelike wysheid in die uur waar ek bly.
Geestelike insig is daardie Griekse woordjie sones, wat beteken 'n dieper begrip van wat aangaan. Ek lees nie net die Bybel en ek het wysheid nie, ek het 'n dieper begrip van wat God se woord en wat God van my verwag. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 12 sê so mooi, hy sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld nie, sê gou amen. Ek het nie die gees van die wêreld nie, maar die gees van God, wat dit met genade uitgegiet het. Daarom spreek ons nie die woorde van die wêreld nie. Halleluja. Ons spreek nie die woorde van menslike wysheid nie, sê hy, maar met dit wat die Heilige Gees ons leer, die nuwe direkte vertaling. Ons het nie die gees van die wêreld nie, ons praat nie met die wysheid van hierdie wêreld nie, nee, ons praat met wysheid en met geestelike insig wat die Heilige Gees ons gee. Weet jy wat begeer ek? Ek begeer dat wanneer ek in 'n gesprek is en ek uitstap, dat die mense my agterna moet kyk en sal sê, ek het gedink hy's 'n ou maar mannetjie van Klerksdorp, maar wanneer hy sy mond oopmaak, dan spreek hy van wysheid. Hy spreek van goddelike, geestelike insig en dit het lewens verander. Ek wil nie kennis oordra nie, ek wil wysheid oordra. Ek wil geestelike insig hê van wat God nou belangrik is. En wanneer jy daardie wysheid het, en wanneer jy geestelike insig het, weet jy wat gebeur? Die Here is waag. En die Here is besig om oor jou te glimlag. Die Here is besig om te sê, daardie is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Nommer 3. Ons moet vrug dra. Kom aan kerk, moet ons regtig dit weer doen? Ons moet vrug dra. Ou Paulus skryf, hy sê, en in elke. Dis 'n gevaarlike woord om Charles. Elke. Sê gou elke. Ek wil jy moet dit hoor, elke. Om in elke goeie werk vrug te dra. Nie net Dinsdae, Woensdae en Vrydae nie. Nie net as die pad oop is en daar's niemand wat klippe gooi nie. Nie net wanneer alles mooi uitwerk en alles is reg en almal is gesond en almal glimlag en almal is reg nie. Hy sê om in elke situasie. Sjoe Johan, dis 'n moeilike een. Elke situasie vrug te dra. Elke situasie. Om vrug te dra beteken dat ek die regte ding op die regte tyd doen. Ek weet nie van jou nie, ek sukkel. Ek sukkel nogal so nou en dan daarmee. Onthou jy, Jesus vertel, of Jesus, dis 'n ware verhaal, nie Jesus vertel dit nie. Matteus 21, Jesus stap verby die vrye boom en hy's honger. Nou kry gou die prentjie. Dis warm in Palestina en Israel in daardie gedeelte. Dis warm. En Jesus stap verby 'n vrye boom. En onthou die vrye bome daar word nie so groot soos ons nie. Dit word nogal 'n boom. Ou Saggeus moes in 'n boom klim. En ek dink altyd hieroor, dat as Jesus warm gekry het, dan sou hy daarom seker bietjie bly gewees het vir blare om onder die koelte boom te gaan sit. Maar Jesus is honger. Hy's nie bekommerd oor blare nie. Hy's nie bekommerd oor koelte nie. Hy soek vrug. Sien, die kerk het op 'n plek gekom, solank ons net blare het. Oh, gloria, halleluja. Solank ons net blare het. Oh, die blare moet groen wees en die blare moet mooi wees. En ons spit ook nogal so bietjie hier om die stam hier onder, dat dit moet mooi wees. En dan plant ons so 'n bietjie gras en ons sit 'n ou bankie neer, want as Jesus verbykom, dan kan hy tog op hierdie bankie in die koelte sit. Oh, pastoor, ons het 'n nuwe program begin by die kerk. Oh, pastoor, ons sing alweer 'n ou nuwe liedjie. Ons het nuwe plakate opgesit. Ons het aircons gekoop. Die blare lyk so mooi, maar die vrug ontbreek. En Jesus sê, omdat daar nie vrug is nie, sal die vrye boom in ter ewigheid nooit weer blare dra nie. Die kerk van Jesus het op 'n plek gekom wat ons so bekommerd is oor die blare, maar daar's nie vrug nie. Daar's nie vrug nie. Johannes 17 vers 8 sê so mooi, hy sê, hieraan word my Vader verheerlik. Waarin? In jou tiendes? Nee. In dit wat jy vir die armes doen? Nee. In dit wat jy daar buite verkondig? Nee. Hy sê, dit moet jy doen, moet dit nie vergeet nie. Hy sê, waarin word my Vader verheerlik? Dat julle baie vrug sal dra. Nie bietjie nie, baie vrug sal dra.
En my gebed is dat jy in hierdie jaar 'n ou vyeboom sal wees wat die bome so begin knak van al die vrugte wat aan jou dra en wanneer mense verbykom, hulle nie net die blare sal sien nie. Die blare is mooi, die blare is belangrik, die blare is wat die mense trek, maar dat ons die vrug sal ervaar. Ek weet nie van jou nie, ek is moeg vir blare. Ek soek vrug. Ek soek vrug. Ek soek vrug. God soek nie godsdiens nie. Hy soek nie tradisies nie. Hy soek nie mooi preke nie. Hy soek nie woorde nie. Hy soek nie programme nie. Hy soek nie voorkoms nie. Hy soek nie skaduwee nie. Hy soek nie blare nie. Hy soek bloedgewaste kinders wat op 'n plek kom wat sê in elke situasie sal ek vrug dra. Punt. Johannes 15 vers 16 sê so mooi, sê julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitgekies en ek het julle aangestel. Hoekom? Om vrug te dra en dat julle vrug kan bly. Ek het julle aangestel om vrug te dra en om vrug te bly. Dit beteken dat my karakter moet so bietjie verander, dat my gehoorsaamheid moet verander, dat my goeie werke moet verander, dat my liefde, my heiligheid, my geloof, dat my reinhels, dat my kataros so bietjie sal moet verander, sodat ek vrug kan dra wat my by my kering pas. Hoe dra ons vrug? Ek is bly jy vra. Johannes 15 vers 5, wie in my bly en ek in hom sal vrug dra. Ek het nog nooit gesien dat 'n vy op die grond begin groei nie. Die vy moet by die boom wees. En Jesus kom en hy sê, as julle in my bly en ek in julle, outomaties kan jy vrug dra. Matteus 7 vers 20, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Is jou vrugte besig om God te behaag? Kom aan. Is jou vrugte besig dat God oor jou glimlag? Of is die Here heeltyd besig om te sê, "Sjoe my kind, waarmee is jy vanmôre besig?" Nommer 4. Hoe kan ek die Here behaag? Nommer 4. Deur kennis van God te kry. Deur kennis van God te kry. Paulus skryf, hy sê, en dat julle in die kennis van God mag groei. Hosea 4 vers 6, jy ken dit uit jou kop uit, my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis. Ek is van mening dat ek en jy in die era bly waar kennis op die punte van ons vingers is. Ek het dit al gesê. Man, enige iets wat jy wil hê, jy tik dit net in en dit kom uit. En dan kan jy dit verander en jy kan meer maak en minder maak en jy hoef nie 'n boek te gaan uitneem by die biblioteek nie. Ons het kennis van alles. Ons het kennis van hoe en nie en waar en hoekom. Ons het kennis van alle dinge, want die wêreld het kennis. Maar Paulus praat nie van kennis nie. Paulus praat nie van dit nie. Hy praat nie van kennis van die politiek nie. Hy praat nie van kennis van wêreldse dinge nie. Hy praat nie van kennis oor die ekonomie en van die goudpryse. Hy praat nie van hierdie goed en hoor my hart, dis belangrik dat ons hierdie goed weet. Maar dis nie waarvan Paulus praat nie. Paulus skryf, hy sê dat ek en jy kennis van wie sal kry? Van God sal kry. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê dat ek en jy word soos die een wat ons aanbid. Kan ek dit gou weer sê? Ek en jy word soos die een wat ons aanbid. Weet jy wie jy aanbid? Weet jy wie God is? Het jy kennis van hierdie groot God wat ek en jy aanbid? Hosea 6 vers 6 sê nogal 'n mooi ding. Die Here is aan die woord, hy sê, want ek het nie behaag in liefde en offerandes nie, maar in die kennis van God. Ek het nie behaag in offers nie, ek het nie behaag in liefde nie, hy sê ek het behaag net in een ding, dat jy kennis van God sal opdoen.
En is 'n probleem wat lyk my al vir baie jare, duisende jare kom, dat mense God aanbid, maar hulle het nie kennis van wie hulle aanbid nie. En Paulus sê, nadat jy kennis van God se wil gekry het, nadat jy wysheid en geestelike insig gekry het, nadat jy vrug gedra het, moet ek en jy op 'n plek kom wat ons weet met wie het ons hier te doen, met die God van alle gode. Die een by wie niks onmoontlik is nie. Jesaja 9:24 sê, so mooi, hy sê, maar laat hom wat wil roem, hierin roem, dat hy verstaan en dat hy my ken. Ken jy die Here? Weet jy waartoe hy in staat is? Het jy 'n persoonlike verhouding met hom? Het jy 'n intieme verhouding met hom? Is jy gefokus op sy verhouding met hom? Of is jy gefokus op dit wat die Here vir jou kan gee? Nee, Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle my sal ken. Ken jy die Here? Want as jy die Here ken, dan verander jy, en dan word jy van heerlikheid na heerlikheid na heerlikheid verander, om soos Jesus te wees. Maar dan moet jy weet wie is hy, en hoe meer jy soos Jesus word, hoe meer verander jou keuses, hoe meer verander jou karakter, hoe meer verander jou wandel, hoe meer verander die manier wat jy praat, hoe meer verander alles in jou lewe, want ek weet wie God is, ek weet wat hy van my verwag, ek weet wat hy van my wil hê, ek weet wat sy wil is, ek weet waarvoor dit staan, en dan doen ek wat God behaag, want ek het 'n verhouding met hom. Dan word ek outomaties rein. Hallo? Ons jaartema is Kataros, om rein voor God te wees. Maar dan moet jy weet wie God is. Weet jy vanmôre wie God is? En maak nie saak waardeur jy gaan is nie. Hy's in staat vanmôre om te doen ver bokant wat jy kan bid of dink. Hoekom? Want hy's die God van alle gode. En Paulus sê, wanneer ek en jy op 'n plek kom wat ons kennis van God kry, dan behaag ons die Here. Nommer 4. Ek weet dit is warm, skus, gee my net so 2 minute nog. Nommer 5. Hoe behaag ek en jy die Here? Wanneer ek en jy standvastig bly in sy krag. Paulus skryf, en met alle krag bekragtig word. Dit beteken eenvoudig dat Paulus vir die gemeente sê, dat jy op 'n plek moet kom, dat jy weet waarvandaan jou hulp kom. Ons bly, ek sê dit weer, ons bly in 'n era, wat ons alles wil self doen. Ek sal dit regkry, ek sal dit doen, ek gaan dit regkry, en dan vergeet ons, dat Jesus moet ons bron wees. Jesus moet ons krag wees. En nou Paulus skryf aan die gemeente in Kolossense. Hy sê, ek wil julle ietsie mooi vra. Nou dat jy weet wie God is, bly standvastig in sy krag. Filippense 4 vers 13 sê nie verniet, dat ek en jy is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat my en jou die krag gee. Ou Paulus sê, ek wil in niks anders te roem, as in my swakheid nie, want in my swakheid word God se krag volledig en totaal, heeltemal in my lewe uitgestort. Ek probeer nie dinge in my eie krag doen nie, want dan maak ek 'n gemors daarvan. Ek kom op 'n plek, dan sê ek, Here, ek kan nie, ek weet nie, ek wil nie, ek is totaal en afhanklik van die Here. En wanneer jy behaag het in die feit dat die Here alleen kan oplossings gee, dan glimlag die Here oor jou. Ek dink baie keer in ons lewens, dan wil die Here sê, kom net so bietjie uit die pad uit. Hallo, jy het my gevra om te help, maar jy so in die pad, ek kan niks doen nie. En dit is asof die Here so 'n treetjie terug sê en sê, kyk maar wat jy uitkry, kyk maar wat jy gedoen kry. Maar Here, hier is ek vanmôre. Ek besef, ek is tot niks in staat deur Jesus Christus. Niks in staat as dit nie Jesus Christus is wat my die krag gee nie. En wanneer jy totaal en al afhanklik van die Here is, weet jy wat gebeur? Die Here glimlag. Dan sê hy, nou kan ek met jou werk. Nou kan ek met jou werk. Nou kan ek doen. Nou kan ek vir jou gee wat jy nodig het. Want hoekom? Want ek besef vanmôre, Junior, daar's goed wat ek nie kan doen nie. Daar's goed wat jy in jou eie krag, maak nie saak wie jy is, wat jy besit, wat jy het nie, daar's sekere goed wat jy nie kan doen nie. Eksodus 14 vers 17 is so mooi, hy sê, sit jy net stil, ek sal vir jou veg. Iemand moet vanmôre hoor,
sit jy net een kant toe, my eie woorde, ek sal vir jou veg. Die Here het nie jou raad nodig nie. Hy het nie jou planne nodig nie. Hy het nie jou idees nodig nie. Hy het nie jou hulp nodig nie. Jy het hom nodig. En nou Paulus sê, ek en jy op 'n plek kom, wat ons net kan weet dat ek en jy is niks sonder God nie. En sê, Here, my tree wat ek nou tree, die asem wat ek inasem, ek kan niks doen sonder die Here nie. Dan sê die Here, sjoe, hier is my geliefde seun. Hoor gou wat hy sê, Jesaja 40, vers 20. Hy sê, hy gee krag aan die vermoeides. Hy sê, iemand wat vermoeid is. Kom aan. Hy sê, ek gee krag aan die vermoeides, ek vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het. Die Psalm 18:33 sê, God is hy wat my die krag gee. Hou op om op jou eie kennis, hou op om op jou eie finansies, hou op om jou eie krag staat te maak en sê, Here, hier is ek. Ek weet met wie het ek te doen. En Here, dankie dat ek nou kan oorgee. Dankie dat ek kan oorgee. En ek weet, U sal voorsien. U sal voorsien. U sal voorsien. Ek sluit af. Hoe kan ek en jy die Here behaag? Nommer 6. Deur lydsaamheid, deur lankmoedigheid en met blydskap om dit in ons lewens te hê. Waar het jy al hierdie woorde gehoor? Galasiërs 5, die vrug van die Gees. Kom ek verduidelik gou vir jou, wat is lydsaamheid? Lydsaamheid se ander woord is geduldig. Geduldig. Lankmoedigheid, man, in Afrikaans is dit net iemand wat lang moed het. Jy het net lang moed. En blydskap kom nie van die wêreld af nie. Blydskap is iets wat van die Here afkom. Die blydskap in die Here is my beskutting. En ons ken Habakuk se verhaal. Hy sê, sal die vrye boom nie bot nie, nogtans sal ek jubel. Hoekom? Want daar's blydskap in my. En nou Paulus sluit af. Hy sê, nadat ek en jy kennis van God se wil het en dit in ons lewens toepas, nadat ons wysheid het van sy woord en geestelike insig het van wat God mee besig is in ons lewe, nadat ons vrug gedra het en kennis van wie God is in ons lewe gekry het en ons standvastig bly in God se krag, kom daar nog steeds probleme. Kan jy dit glo? Kom daar nog steeds storms? Kom daar nog steeds ongemaklikheid. Geliefdes sterf nog steeds. Mense word nog steeds siek. Ons speel nog steeds bankrot. Ons petroltanke bly nog steeds leeg. Daar's baie keer nie kos in ons koskaste nie. Nadat ons al hierdie dinge gedoen het, gaan dit baie keer nog steeds slegs met die gelowiges. En nou sê Paulus, hy sê, gemeente in Kolossense, wanneer dit met jou swaar gaan, en wanneer dit met jou moeilik gaan, en wanneer jy voel niks maak meer sin nie, moet jy getrou wees. Jy moet lydsaamheid hê. Jy moet getrou wees. Moenie ophou nie. Hou net aan. Hou net aan. Hy sê, en dan moet jy lang moed hê om deur te druk en te sê, die Here sal voorsien. Die Here het nie nou voorsien nie, maar dit sê nie dat hy nie gaan voorsien nie. Hy gaan dalk môre of oormôre voorsien. Die Here moet my net leer om geduldig en lang moed te hê, sodat wanneer die oplossing kom, ek gereed kan wees. En dan sê hy Kolossense, nadat jy geduldig was en getrou was en lang moed gehad het in jou storms, wees net bly. Ek herhaal, wees net bly. Paulus, waarvan praat jy? Die wêreld kan nie jou blydskap steel nie. Die wêreld kan nie jou vreugde steel nie. En ten spyte van wat daar buite aangaan, en ten spyte van jou liggaam wat siek is, en ten spyte van alles wat 'n probleem is, sê Paulus, moet ek getrou wees, moet ek lang moed hê, en moet ek blydskap in die Here hê. Hoekom? Want dan behaag ons die Here. Ek het 1 amen gekry, ek het 1 amen, kan ek 2 kry? Want dan behaag ons die Here. Ek weet nie van jou nie, alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Kom aan kerk, jy ken dit. Maar jy moet getrou wees. Jou moed moet lank wees soos 'n curry sous wat jy uitrek. Getrou wees.
En met blydskap moet jy sê, Here, ek verstaan dit nie. Ek weet nie wat aangaan nie, maar ek weet dat U sal voorsien. My laaste skrifvers, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 vanaf vers 19. Petrus skryf, hy sê, want dit is die genade as iemand terwille van sy gewete voor God leed verdra, terwyl hy onregverdig moet ly. Wie voel jy ly onregverdig? Kom aan. Hy sê, want dit is die genade as iemand terwille van die gewete voor God, met ander woorde, jy doen alles reg, jy doen wat God van jou verwag, en nou gaan dit met jou swaar. Hy sê, dit is genade, maar hy sê, hoor gemooi, hy sê, want watter roem is daar, as julle dit verdra, wanneer julle sondes gedoen het, en die loon ontvang. As ek verkeerd doen, moet ek die loon ontvang. So daar's geen roem daarin nie. Ek was stout en ek kry my tigtiging. Daar's geen roem nie, maar hy gaan verder. Hy sê, maar as julle die verdrukking verdra terwyl jy goed doen, dit is genade. En mag ek in die einde van die jaar, wanneer die jaar verby is, en daar gaan baie dinge hierdie jaar gebeur. Ek is nie 'n doemprofeet nie. Ons is in hierdie wêreld. En wanneer ons al hierdie dinge nog steeds getrou gebly het, en lang moed gehad het, en met blydskap gedoen het, dan sê Here, dis genade. Dis genade dat jy, terwyl jy alles reg gedoen het, onregverdig gelei het, maar die Here wil hê, jy moet dit met blydskap doen. Want die blydskap in die Here, dit sal my deurdra. Ek is tot alles in staat. Ek sal dit nooit vergeet nie, om André Nel, paar dae voordat hy sterf, toe sê hy dit weer, ek herhaal, die blydskap in die Here, is my beskutting. Onthou jy dit, André? Dis waaroor ons gepreek het met sy begrafnis. Al was hy siek, al het hy deur 'n moeilike tyd gegaan, het hy gesê, Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Hoe werk dit? Ek verstaan dit nie. Jy hoef dit nie te verstaan nie. Jy moet dit net doen. Hoe behaag ek die Here? Ek moet kennis van sy wil kry, ek moet wysheid en geestelike insig hê, ek moet vrug dra, ek moet kennis van God kry, ek moet sy krag in my lewe nodig hê, ek moet lydsaamheid, lankmoedigheid en blydskap hê. Punt, amen, klaar. Kan ek jou gou vra, as jy na hierdie punte kyk, uit 6 uit, moenie my nie antwoord nie, jy weet, uit 6 uit, wat is jou telling vanmôre? Want dan Paulus sê, ek en jy moet aan alles wat ons doen, Jesus behaag. En toe ek hierdie punte so neerskryf, toe sê ek, Here, ek sukkel bietjie met die wil van die Here. Dis net ek. Here, ek sukkel so bietjie met daai wysheid en geestelike insig. Ek sukkel baie met vrug dra. Here, ek sukkel om kennis van God te kry en om te weet dat U sal voorsien. Ek sukkel met getrouheid en langmoed en met blydskap. Maar weet jy wat? Jy het nog 'n kans. Jy het nog 'n kans. En Here, ek wil vanmôre, terwyl elkeen se oë gesluit is, wil ek vir ons bid vanmôre wat sê, Here, ek het nie baie goed gedoen in hierdie toets nie. Wil ek Here vra, Here, help ons. Here, dit is ons begeerte om Jesus te behaag in alles wat ons doen. En ek wil vra, Here, help ons. Here, lei ons. Here, gee ons wysheid, kennis, krag en insig om te kan doen wat ons moet doen, sodat ons Jesus kan behaag. Here, help ons om so van tyd tot tyd terug te gaan na Kolossense toe. Dat ons 'n bietjie sal kyk, waar trek ons? Waar moet ons aandag gee? Here, want in 2026 wil ek nie net meer lewe nie. My lewe moet iets beteken. My lewe moet God behaag. Amen en amen.